the saints. They know this truth so well. The soul's long journey cannot be a race that rushes, clear to see, but slow, like steps on stones we dwell. Though vision may be bright and wide, each foot must tread its patient way. Through rocky paths, we learn to stay, advancing slow with His as guide. Lees saam met my vandag se skrifgedeelte. Toe Jesus hierdie woorde gespreek het hy saam met sy disippels uitgegaan oor die spruit Kedron, waar 'n tuin was, waarin hy ingegaan het, en sy disippels. En Judas wat hom verraai het ook die plek geken, want Jesus het dikwels saam met sy disippels daarheen gekom. Toe Judas 'n bende manne en die offisiere van die owerpriesters en die fariseërs ontvang het hy daarheen gekom met lanterns en fakkels en wapens. Jesus het dan, omdat hy alles geweet het wat oor hom sou kom, uitgegaan en vir hulle gesê, "Wie soek julle?" Hulle antwoord hom, "Jesus van Nasaret." Jesus sê vir hulle, "Dit is ek." En Judas, wat hom verraai het ook by hulle gestaan. Toe hy dan vir hulle gesê, "Dit is ek," het hulle agteruit gegaan en op die grond geval. Toe vra hy hulle weer, "Wie soek julle?" En hulle sê, "Jesus, die Nasaret." Jesus antwoord, "Ek het vir julle gesê dat dit ek is. As julle my daarom soek, laat hulle weggaan, sodat die woord vervul sou word wat hy gespreek het. Van die wat U my gegee het ek niemand verloor nie." Toe het Simon Petrus met 'n swaard dit getrek en die dienaar van die hoëpriester geslaan en sy regteroor afgekap. Die dienaar se naam was Malchus. Toe sê Jesus vir Petrus, "Steek jou swaard in die skede. Die beker wat my Vader my gegee het, sal ek dit nie drink nie?" Toe het die bende en die owerste en die beamptes van die Jodes Jesus geneem en hom geboei. As jy al 'n geruime tyd in 'n intieme verhouding is, of as jy getroud is daar een sekere manier om 'n argument te eskaleer. En dis om vir jou lewensmaat te sê, "Jy is net soos jou ma, of jy is net soos jou pa." Nou 'n argument is dit nooit 'n kompliment nie. En ek wonder waarom hierdie stelling ons so ontstel. Miskien, want so hard is wat ons probeer om nie soos hulle te wees nie, word ons soos diegene wat ons bewonder en selfs later teen rebelleer. Ons word soos diegene wat ons bewonder. En dis waar van ons ouers en dis waar van God. Die skepingsverhaal vertel hoe God ons na sy beeld geskaap het. En as ons eerlik is, het ons dit omgedraai. Ons God neem die vorm aan van wie ons is. En dan hou God van hulle waarvan ons hou en hou nie van hulle waarvan ons nie hou nie. So die kern hiervan is jou beeld van God. En is jy bewus van joune? Ons aanvaar ons beeld van God dikwels so vanselfsprekend. Ons glo dat dit is maar net wat dit is. Maar jou beeld van God is gevorm deur jou opvoeding, jou ervarings, dit wat jy geleer is. En dis dinamies en dit verander. Jou beeld van God bepaal hoe jy dink God is en wat jy van God sal verwag. Dit beïnvloed hoe jy bid, hoe jy met ander mense is en hoe jy ook in moeilike omstandighede, hoe jy in lyding, uitdagings reageer. Jou beeld van God kan dan jou verhouding met God of help of belemmer. Dit bepaal of jy God benader vanuit vrees, om op 'n afstand te hou of in liefde naderkom. So ons moet onsself vra, is die beeld van God wat ek in my hart dra, nie die een in my kop nie, die een wat Jesus bekend maak. En in vandag se skrif vra Jesus, vir wie soek julle? Hy vra dit terwyl hy in hegtenis geneem gaan word. En ons beeld van God word dikwels geopenbaar in tye van krisis, in tye van lyding. Ons verken vandag 3 dinge om ons te help dink aan ons beeld van God en om te verdiep in ons vriendskap met hom. Eerstens, om bewus te raak van my beeld van God. En Judas en die soldate en Petrus gee vir ons 3 skewe beelde van God. Ons gaan kyk dan ook hoe ons na Jesus kan kyk om ons beeld van God te vorm.
En dan derdens, 2 praktyke, waarin ons God dan toelaat om ons beeld en ons ervaring van God te genees. So eerstens, om te verdiep in my vriendskap met God, word ons bewus van ons beeld van God. En ons sien 3 skewe beelde van God in Jesus se arrestasie. Dink nou byvoorbeeld aan Judas. Nou sy reis saam met Jesus het begin met Jesus wat hom genooi het om sy disipel te word. Nou om gevra te word om 'n rabbi te volg, was geen geringe ding in hulle tyd nie. Joodse kinders het van jongs af, is hulle geleer rondom die skrif, hulle het dit gememoriseer en geleer wat dit beteken, en is dan op verskillende stadiums getoets. Nou die wat dit gemaak het, sou na die volgende vlak beweeg. Die wat uitgeval het, moes terugkeer en die ambag van hulle paas leer. Hulle het geleer vissermanne of skrynwerkers ensovoorts te word. So maar die wat dit uiteindelik gemaak het, sou 'n rabbi nader en hom vra, kan ek jou volg? Kan ek jou disipel wees? Maar Jesus kom en hy keer hierdie hele stelsel om. Hy vra gewone manne, die wat dit nie gemaak het nie, om hom te volg. Nou natuurlik sou Judas ja sê. En daarna het Judas oral saam met Jesus en sy disipels gegaan. Hy het geluister hoe Jesus leer, hoe hy gesien hoe hy mense genees. En hy het gehoor hoe Jesus praat van die koninkryk van God wat naby gekom het. Nou Judas se ambisie vir posisie, vir mag, vir voorspoed, het dalk hier in sy hart begin posvat. Hy het verwag dat Jesus sou 'n opstand lei teen die Romeine, sodat Israel ook hulle sou kon oorwin en oor hulle self kon heers. Maar toe begin Jesus van lyding te praat. En Judas is kwaad en hy is ontnigter. Nou hoe sou jy Judas se beeld van God beskryf? Dalk as transaksioneel, dat as ek die regte dinge doen, kan ek verwag dat God op voorspelbare maniere sal optree. Dat God is soos 'n formule. Jy werk uit hoe hy werk en dan kan jy verwag dat jou lewe sal uitwerk. Nou Melissa het verlede week uitgewys dat ons 'n fout maak deur Judas te vinnig af te maak as net boos en hom te ignoreer. Want Judas hou vir ons 'n spieël op. En dis veral onthullend in tye van lyding. Wat sê jy vir jouself van God wanneer pyn of frustrasie, lyding in jou lewe inkom? Net verlede week het ek met iemand gepraat wat 'n geliefde aan die dood afgestaan het. En sy het baie eerlik gevra, straf die Here my nie dalk oor wat ek gedoen het nie? So wat is jou eerste gedagtes as die lewe nie uitwerk soos wat jy verwag het nie? Nou, jou beeld van God kan ook transaksioneel wees as jy gemaklik voel om te bid wanneer jy voel dat jy was goed, of wanneer jy nie was nie, jy dan in skaamte wegkruip. Ons kry 'n tweede skewe beeld by die soldate. Nou hulle nader Jesus met fakkels en wapens. Hoekom wapens? Om hulle self te beskerm. Nou hulle self het nie Jesus geken nie, hulle het waarskynlik niks teen hom gehad nie, maar is deur ander vertel, Jesus is gevaarlik. Hulle het dalk gehoor dat Jesus is die koning van die Jode, hy word dit genoem. En konings was magtig. Hulle het hulle eie soldate gehad en hulle kon met geweld neem presies wat hulle wou hê. So hulle kom gereed om vuur met vuur aan te vat. Nou van die soldate kan ons sê, hulle beeld van God is dat God is ver en God is dominerend. Die resultaat, vrees. Nou dis baie subtiel hoe ek en jy vir God bang kan wees. Ons kan dalk soos die verlore seun ook terugverlang huis toe. Ons kan onseker wees, hoe gaan ons ontvang word? Dalk tevrede om net soos 'n slaaf behandel te word. En jou vrees vir God kan hom op 'n afstand hou. Dit kan jou weerhou om God se omhelsing, sy liefde, sy genade te ontvang en te aanvaar. Nou ons as ouers, ons moet versigtig wees hoe ons oor God praat. Nou ek weet jy doen dit nie. Maar wat gebeur met 'n kind se beeld van God? As ons iets sê soos, moet nou nie stout wees nie. Jy gaan Jesus hartseer maak, jy gaan hom teleurstel. En dan het ons derdens vir Petrus. Nou, Petrus weet jy is 'n man van aksie. Hy het saam met Jesus op water geloop. En Jesus het gesê van hom, dat die kerk sou op sy woorde gebou sou word. En so, in baie groot selfvertroue dalk, is Petrus oortuig, dat ek weet wat God se plan is, maar dalk is God so 'n bietjie stadig om op te tree.
En Petrus tree op, en hy kap die soldaat so oor af. Jesus moes na hom gekyk het, en dalk gedink het, ai, Petrus. Nou dis moeilik om vir die Here te wag. Ons kan dalk na die Here kyk en hom aanvaar as die groot skepper, maar dan dink dat hy dalk soos 'n groot kosmiese horlosiemaker is wat alles gemaak het, maar dan van 'n afstand dophou oor hoe alles afloop. Maar dis Johannes 3 vers 16 wat ons herinner, dat God het die wêreld so lief gehad, dat hy intree, dat hy alles kom nuut maak en regmaak. Hy doen dit steeds. God is aan die werk. Maar Petrus was so seker dat hy geweet het wie God is en wat God se planne is, dat hy Jesus verdedig op 'n manier wat alles is behalwe in die manier of die weg van Jesus. Nou Job se vriende het ook gedink hulle weet presies hoe God werk. Toe hulle sien dat Job verloor alles, sy besittings, sy familie, sy aansien, sy rykdom, was hulle diagnose eenvoudig. Job, jy moes teen God gesondig het. Jy verdien wat na jou toe gekom het, so seker van dat hulle weet hoe God werk. Nou wanneer ons te seker is dat ons weet hoe God werk en dat God ons so 'n bietjie wil help, kan ons nie net ons eie verhouding met God beskadig nie, maar ook die van ander. Die teoloog William Barclay skryf in sy autobiografie oor die dood van sy 21-jarige dogter en haar verloofde in 'n bootongeluk. En hy skryf toe dat hy 'n anonieme brief gekry het wat sê, ek weet hoekom God jou dogter vermoor het. Dit was om haar te red van jou dwaalleringe. Nou William skryf dat as hy die skrywer se adres gehad het, sou hy wou teruggeskryf het, nie in woede nie, maar met empatie. En hy sou skryf, jou God is my duiwel. Nou as ek kyk na ons wêreld en ek sien die verdeeldheid en die woede, hoe verskillende groepe so seker is van hoe God is, vir wie God is en teen wie God is, wonder ek of dit nie ook is wat gebeur in ons wêreld nie. Ons vorige ervarings van God kan ook in die pad staan van 'n dinamiese, transformerende lewe saam met God. Petrus was vir 3 jaar saam met Jesus en hy het ook saam met hom geleef. Hy het ook na sy woorde geluister en gekyk hoe hy leer en steeds moes Petrus se beeld van God genees word. Dit was eers na Jesus se opstanding dat Petrus kon sien en ervaar wie Jesus werklik is. So wat is dalk die skewe idees van God wat jou kan weerhou van 'n diep transformerende vriendskap met hom? Nou toe die soldate kom en Jesus arresteer, toe stap Jesus vorentoe en hy vra hulle, vir wie soek julle? En hulle sê Jesus van Nasaret, waarop Jesus antwoord, dit is ek. Nou die vertaling verloor iets van die krag, van die Grieks, want Jesus se antwoord, echo God se antwoord toe Moses vir hom vra wie God is, en God sê, ek is. Toe die soldate dit hoor, en hulle val hulle dadelik op die grond, want sy woorde, sy teenwoordigheid dra krag. Die soldate het gekom om bloot 'n man te arresteer, maar hulle staan in teenwoordigheid van die Seun van God. En ons vriendskap met God, ons beeld van wie God is, kom in fokus deur te kyk na Jesus. Kolossense 1 vers 15 lees ons dat Jesus, die Seun, is die beeld van die onsigbare God. Wanneer ons soek na God, soek ons nie in die donker nie. Jesus het gesê dat as jy hom gesien het, het jy die Vader gesien. God se huisadres is Jesus. En wat ontdek jy van God soos wat jy na Jesus kyk? Onder andere, dat God is nie transaksioneel nie. Jesus het gekuier met hulle wat verstoot is, met die met 'n slegte reputasie. En hy vergewe en hy genees. Nie omdat mense dit verdien het nie, nie omdat hulle goed is nie, maar omdat God goed is. As God vir ons sou gee wat ons verdien, sou dit nie genade wees nie, maar karma. En in so baie opsigte word ons beskerm teen die gevolge van ons gebrokenheid en ons foute. En ander kere, wanneer die resultate daarvan kom, gee God vir ons die genade om deur dit te werk. En ons ontdek in Jesus ook, God wat nie ver is nie, maar hy's hier. Hy's teenwoordig.
na sy hemelvaart, vol sy teenwoordigheid. Die hele skepping sê die Bybel. God is teenwoordig in tye wanneer dit goed gaan, maar hy is ook teenwoordig in ons donker tye. Dis in Johannes 14 wat ons hoor, dat Jesus sê, hy is die weg, hy is die waarheid, en hy is die lewe, en dat niemand na die Vader toe kom, behalwe deur hom nie. Nou, dis 'n moeilike stelling vir moderne ore. Ons is gemaklik om na Jesus te kyk as 'n groot denker, of as 'n morele leier, of selfs 'n teacher, maar die Seun van God, die enigste weg na God die Vader. Maar die realiteit is, dat dit net Jesus is wat hierdie uitnodiging rig. In ander gelowe, mag jy dalk 'n goeie mens word, jy mag dalk God tevrede hou, maar Jesus alleen rig aan ons die uitnodiging om God so intiem te ken en te beleef. Nou as jy al lank in Christelike kringe beweeg, mag dit dalk oorbekend vir jou klink. Maar soos Petrus, mag jy ook jou swaard bære en God toelaat om jou beeld van God te genees, om dieper te groei in hom. Sal jy toelaat dat God jou beeld van hom genees? Ek wil graag met ons 2 praktyke deel wat ons daarin kan help. En eerstens is wees saam met Jesus in die evangelies. Nou ons vriend Trevor Hudson vertel in een van sy boeke, hoe hy vir Dallas Willard gevra het jy dalk vir my 'n leeslys van boeke wat jou gevorm het? En Dallas het vir hom geantwoord, lees Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Trevor sê hy was so 'n bietjie teleurgesteld en hy vra toe weer, okay, ek het dit, maar enigiets anders. En Dallas sê toe, so 'n bietjie meer dringend, Trevor, ek stel voor dat jy vir die volgende 20 jaar die evangelies oor en oor lees. Verdiep jou in Jesus se woorde en dade en memoriseer soveel as wat jy kan. Nou hierdie raad is eenvoudig, maar as ons eerlik is, iets wat ons so maklik laat glip. Maar deur saam met Jesus te wees in die evangelies, groei ons in ons kennis, maar meer belangrik, sy gees is saam met ons, soos wat ons van hom lees. En hy kan met ons praat, deur ons verbeelding, en hy kan ons leer, en hy nooi ons. Ons betree die woorde, wat ons in die evangelie skryf met dieselfde vertroue as die disippels, dat toe Jesus hulle vra, of hulle nie ook sal wegdraai en wegloop, toe sy woorde moeilik is nie, Jesus sou sê, maar waarheen sal ons gaan? By U is die woorde van lewe. So wanneer ons in die evangelies is, saam met Jesus, kan jy ook jou verbeelding verbruik. Nou, ons verbeelding is 'n God gegewe vermoë. Kinders kry dit so maklik reg. En het God ons nie genooi om soos kinders sy koninkryk te aanvaar en te ervaar nie. So wanneer jy tyd spandeer in die evangelies, wees in dit met jou verbeelding, gebruik jou sintuie om te sien en om te hoor en om te voel. En dan kan jy ook met een van die karakters praat en ook luister en dan met God hieroor praat, soos een vriend met 'n ander. God is liefde. Liefde wil altyd kommunikeer. God wil homself aan jou openbaar. En so het ek in hierdie week in my verbeelding my geplaas by Jesus se arrestasie. En in my verbeelding het ek 'n gesprek gehad met een van die soldate oor hoekom hulle Jesus gearresteer het, hoekom hulle Jesus op 'n afstand hou. En deur dit het ek bewus geraak dat daar ook so mense in my lewe is wat vir God bang is, wat dalk na God kyk met woede of met teleurstelling. En ek wil vir die Here vra, Here, gee vir my wysheid, gee vir my liefde om in my interaksies met hierdie persone ook U weg bekend te maak. En oor 'n paar weke in Heilige Week gaan ons in verbeeldingsgebede ingaan wat opgeneem is en beskikbaar gestel sal word om ons te help om hierin te groei. En dan 'n tweede praktyk om God toe te laat, om jou beeld van God te genees, is om saam met hom in stilte te wees. God nooi ons na 'n werklike verhouding, 'n interaksie met God. Nou in vriendskappe is daar tye wanneer ons praat, daar's tye wanneer ons luister, maar vriende kan ook saam wees in die stilte. En nou soms is ons stilte tyd saam met die Here alles behalwe stil. Om in stilte by God te wees, is vir ons om te laat gaan. Te laat gaan van ons vooropgestelde idees, van my planne, van my agendas,
en net om by God te rus. Ons siel kom tot bedaring, soos 'n gespeende kind by sy moeder, soos wat ons lees in Psalm 131. Nou weer eens, dis 'n baie eenvoudige praktyk, tot jy begin dit doen. Soos wanneer ek gaan sit, in stilte is 'n paar oomblikke, dan word ek bewus van hierdie onrustigheid in my. Ek dink aan alles wat ek nog moet doen. Of jou gedagtes begin hardloop in verskillende rigtings. En dan is dit helpvol om 'n gebedswoord of 'n frase te hê om jou intensie te bevestig, om saam met die Here te wees in oorgawe. Dalk 'n kort frase soos Here, liefde, of Jesus, genade. Soos wat jou gedagtes begin dwaal, net terug te keer na hom toe. Nou wanneer ons by die Here rus, is die doel nie om iets te hoor nie, of nie selfs iets te voel nie. Maar dit is goddelike terapie, om by God te wees. Dit skuif ons, dit maak plekke in ons siel gesond, wanneer jy in die teenwoordigheid is van God wat na jou kyk met liefde, en wat jou sy geliefde noem. En so, soms kan jy dalk uit die stiltyd opstaan met 'n vreugde, of selfs met trane, terwyl daar dalk niks is wat vir jou die vreugde of trane veroorsaak het nie. Maar soos wat ons sit in die stilte, en ons laat gaan van ons wapens, ontvang ons God se genade en God se liefde. En soos wat jy by God is, in die stilte met die wete dat hy's hier, hy's teenwoordig, groei ons in ons vriendskap met hom. Ons kom tot rus by God, die een na wie jou hart opsoek is. Vriende, vir wie soek jy? En wat is jou beeld van God? Ek wil jou nooi om verder hierdie week met die vrae te leef, en die lensgids sal jou daarmee help. Vra die Here om jou te help om bewus te word van jou skewe beelde van God. En vra om jou dan te help om na Jesus te kyk. En soos wat jy saam met hom is, mag jy sy krag, sy teenwoordigheid en sy vriendskap opnuut ontdek. Kom ons bid saam. Here, U is altyd groter en beter, ook as ons beste gedagtes van U. En Here, help ons om bewus te word van ons idees van U wat in die pad staan, van wie U werklik is. Vorm ons gedagtes van U, soos wat ons van U lees. Here, raak ons harte en siel aan. En Here, help ons om ons oë op U gefestig te hou. Jesus, U wat die outeur en die volëinder is van ons geloof. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ontvang die seën van die Here, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader, en die teenwoordigheid van sy Heilige Gees is en bly met jou. Amen.